Ek is Thys van Sail en hierdie is 'n wins of verlies. Baie Suid-Afrikaanse entrepreneurs droom daarvan om internasionaal uit te brei. Maar is jou intellektuele eiendom reg gestruktureer vir daardie tipe groei? Ek gesels met Ralf Wiegman, bestuurende direkteur van Sovereign Trust, en André Maree, vernoot van Von Seidels. Ralf, André, baie welkom op die program. Is lekker om julle manne hier te hê. Baie lekker om hier te wees. Is en julle ouens lyk flippend deeglik slim. Jy weet, so ek dink dit is baie belangrik veral vir vandag se gesprek. Ja, nee. Sien uit. Dan sê ek, wat is André, begin by jou, vernoot by Von Seidels. Wat doen julle presies? Ons is 'n intellektuele goedere firma. Ons spesialiseer net in intellektuele goedere reg. Dis 'n boutique firma met 'n patente afdeling, handelsmerk afdeling en dan 'n kommersiële en transaksionele IP afdeling wat half in die middel van die twee sit. Ons hoofkantoor is in Kaapstad en ons het 'n paar kantore rondom Afrika ook. André, kom ons begin dan ook sommer met jou met die vraag van intellektuele eiendom. Jy weet, net vir ons kyk daar buite, wat is intellektuele eiendom en of nou die korte woord IP waarmee hulle meer familier is? Die woord IP is 'n baie wye omskrywing vir 'n klomp verskillende regte en 'n klomp verskillende bates. In Suid-Afrika kyk ons hoofsaaklik na die statutêre IP-regte en die nie-statutêre IP-regte. Die statutêre regte is goeder soos patente, handelsmerke, kopiereg, plantteelersregte, al daai tipe goeders waar daar 'n wet is wat dit spesifiek reguleer. En dan aan die nie-statutêre kant kyk ons na goeders soos werfkrag, handelsgeheime, daai tipe regte. En 'n paar belangrike goeders daarso is, dis baie belangrik om te weet met wat se spesifieke bates jy werk. Die verskillende wette deel verskillend met hoe die eienaarskap vestig en hoe die strukturering werk en ultimately hoe die kommersialisering van daai regte sal werk. So dit is belangrik om te weet as jy praat van die IP, praat jy van kopiereg, praat jy van 'n patent, praat jy van 'n handelsmerk, wat presies is dit waarvan jy praat. En dan die laaste punt daar is miskien om te verstaan dat as jy praat van, jy vat jou IP oor see byvoorbeeld, is dit belangrik om te besef dat dit omtrent nooit 'n enkele bate is wat jy oorvat nie. Dis nooit, jy skuif net jou patente oor of jy skuif net jou handelsmerke oor nie. Hierdie regte speel half in 'n ekosisteem saam met mekaar. En dit is belangrik om te besef dat iets soos byvoorbeeld 'n handelsmerk wat 'n logo insluit, het 'n kopiereg element in dit. Of 'n stuk sagte ware wat jy uitskuif, het definitief kopiereg in dit, maar daar's moontlik dat daar byvoorbeeld ander soorte regte ook kan inspeel daarso. Ralf, oor na jou toe. Ek dink ja, as mens byvoorbeeld dan kyk, as ons so luister na wat André sê, is daar 'n waarde, sodra 'n ware koppeling wat 'n mens byvoorbeeld as 'n sakeman sal heg, byvoorbeeld aan, kom ons sê, intellektuele eiendom, wat dit ook al mag wees. Maar is dit belangrik om byvoorbeeld as jy daai eiendom wil gaan registreer vir beskermingsdoeleindes om dit in 'n aparte entiteit te doen, soos 'n regsentiteit, maatskappy of iets soos dit, of hou jy dit in jou maatskappy en basies weet gaan jy voort? Wat is julle opinie rondom dit? Baie keer met kleiner start-ups sal hulle dit in 'n entiteit hou, vir kosdoeleindes in hulle stalk in hulle beginfase, maar met groter ondernemings sien ons dat hulle operasionele maatskappye apart het en die maatskappy wat die intellektuele eiendom hou in 'n aparte entiteit het. Dit is veral belangrik wanneer hulle dit eventueel wil verkoop of daar's internasionale beleggers wat belangstel om die IP te koop of hulle wil in die maatskappy belê en daar's lisensiegeld wat uit moet gaan. Dan is dit altyd belangrik om 'n aparte entiteit te hou versus 'n individuele persoon se naam of al die maatskappy die operasionele maatskappy en die houermaatskappy in een entiteit hou. Wel, André, oor na jou toe, wat is die komplikasies van hierdie eiendom te registreer? As jy byvoorbeeld nou sê, ek is 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur, ek het al 'n geruime tyd, jy weet, met hierdie maatskappy het ek nou byvoorbeeld handel gedryf, en nou kom my prokureur na my toe en hy sê, ons is nou op gevaarlike grond, want ons sal hierdie eiendom moet begin beskerm. Maar hoe sien basies, jy weet, kom ons sê nou maar die Reservebank dit, en natuurlik die regering dit, SARS dit, jy weet, as ek byvoorbeeld dan nou besluit, ek het advies gekry in 'n buitelandse entiteit hierdie te gaan registreer. Is daar komplikasies wat 'n rol speel daar? Ja, dis 'n wye vraag daai. Ek dink die eerste ding is, as die maatskappy in Suid-Afrika al vir 'n ruk handel, dan's daar definitief IP-bates wat klaar gevestig het by daai maatskappy, selfs voordat hulle iets gaan registreer. Dit sal wees iets soos kopiereg waar daar nie 'n registrasieproses is nie, of werfkrag of wat ons noem 'n gemeenregtelike handelsmerk wat miskien al kan begin vestig by daai maatskappy. En van die SAAB se oogpunt af sien hulle al daai goeders as IP-bates. So dit is nie so maklik om net te sê jy skuif dit uit Suid-Afrika uit nie, want dit is eintlik maar die eienaarskap wat jy uitskuif uit Suid-Afrika uit. As daar klaar geregistreerde regte is, dan is daar addisionele komplikasies wat inkom by dit. Die regulatoriese punt van dit uitskuif is hoofsaaklik onder die Reservebank, en
Die Reservebank het onder die reëls van valutabeheer word IP-regte basies as kapitaal gesien. In feite, dit word spesifiek gedefinieer as kapitaal onder daai regulasies. En die regulasie sê dan dat jy net daai IP-bates of weer eens die eienaarskap in daai IP-bates net uit Suid-Afrika kan uitskuif met goedkeuring van die SAAB. En dit is nogal 'n proses om dit reg te kry en dit hang af van wat die IP-bates is, hoe volwasse hulle is, wat is die waarde van die bates, al daai tipe goed speel 'n rol in die struktuur wat jy probeer aan mekaar sit as jy daai bates sou wou uitskuif. Wat is die belangrikheid, Ralf, jy weet, as 'n ou byvoorbeeld gaan kyk, weet na 'n buitelandse struktuur. Waar begin 'n ou byvoorbeeld? Jy weet, soos 'n normale Suid-Afrikaanse entrepreneur wat nou weet hy het iets beskikbaar en wanneer moet hy uiteindelik oorweeg? Daar's 'n paar faktore wat inspel op die keuse. As hulle van die uitgangspunt af weet dat hulle wil dit in internasionaal of die fokus van die IP is internasionaal vir kliënte of hulle internasionale beleggers lok, dan wil hulle kyk spesifiek na waar beleggers geleë is. Of waar die lande is waar die IP eventueel gaan gebruik en waarvan hulle lisensiegelde gaan ontvang. Dan kyk ons na goed soos die regstelsels in daai lande, is daar genoeg sommer beskerming vir IP in daai lande, uit hulle 'n lang track record van hofsaake en waar die regering en waar die regstelsel dit beskerm. Ook die belastingstelsel is baie belangrik, veral vir beleggers, want hulle wil kyk na, as dit gelisensieer word na ander lande toe wat lisensiegelde gaan terugbetaal na die houermaatskappy wat die IP besit, gaan dit tipies terughoubelasting wees wat teruggehou moet word in lande van waar die betaling geskied. Dan is die dubbelbelastingsooreenkoms baie belangrik tussen die houermaatskappy en die lande wat dit gebruik, wat die terughoubelasting natuurlik kan verlaag. En dit kan nogals noemenswaardig wees, al as die lisensiegelde baie groot is en jy het klomp verskillende lande wat jou betaal. Ook wanneer die IP eventueel verkoop moet word, as dit ooit op die kaarte is, dan sekere lande het nie kapitaalwinsbelasting nie. So weer eens vir internasionale belegger wat dalk net in is vir 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, maak dit 'n groot verskil om te belê in daai maatskappy. Weet veral in vandag se wêreld is baie kompeterend. So as 'n start-up maatskappy homself wil positioneer as meer aantreklik vir beleggers om in te belê versus ander maatskappy, dan is hierdie tipe klein faktore, is nie klein faktore, maar dit is maar een van vele faktore wat jou wat jou laat uitstaan by ander tipe kleiner maatskappye waarin wil kompeteer om belegging te trek. Wel manne, ek dink vir die eerste segment is baie inligting. Ek waardeer dit, maar ons het daarom nog 2 segmente, so ons gaan net hierna dan gesels 'n bietjie verder. Uitstekend. Net hierna kyk ons hoe intellektuele eiendom internasionaal geregistreer kan word. Sodra 'n onderneming gereed is om internasionaal uit te brei, word die regte struktuur al hoe belangriker. Kom ons kyk wat ondernemings in gedagte moet hou. Andre, ek dink dit is interessant. Ons kan sommer daar by jou begin. As ons byvoorbeeld kyk na 'n Suid-Afrikaanse maatskappy of entrepreneur, waar begin hy? Jy weet, is hy byvoorbeeld nou sê ja, maar ek moet nou my intellektuele eiendom moet ek nou basies registreer. Dit hang af wat se IP-bate dit weer eens is of dit geregistreer moet word of nie. As hy kyk na herstrukturering, weer eens is die eienaarskap wat moet oorgaan. Baie van die mandate waarmee ons werk sal 'n sagteware maatskappy wees waar die onderliggende bate is kopiereg, daar's geen registrasies betrokke by dit nie. Hy sal dan moet kyk om daai eienaarskap oor te dra van die Suid-Afrikaanse entiteit af na die buitelandse entiteit toe, wat dan of 'n verwante maatskappy of 'n derde party maatskappy kan wees. Deel daarvan is natuurlik om seker te maak dat al die regte regvestig in Suid-Afrika, dat dit al die boksies getik is om seker te wees dat wat jy oordra is wat dit op die pakkie sê, en dan moet daar kontrakte in plek gesit word om dit te doen. As daar geregistreerde regte betrokke is, dan raak dit bietjie meer kompleks, want dit beteken die eienaarskap moet op die spesifieke registers aangeteken word, die eienaarskapverandering moet op die spesifieke registers aangeteken word. So dit sal byvoorbeeld dan beteken as jy 'n internasionale patente portefeulje het wat in 20 of 30 verskillende lande is, die verkoop sal wees tussen die Suid-Afrikaanse entiteit en die buitelandse entiteit, en dan 'n tweede stap wat moet gebeur is daai verandering van eienaarskap moet in elkeen van daai 20 lande aangeteken word in die patentekantore om te sê daar's nou 'n nuwe eienaar vir die bate. Daar's 'n redelike groot koste aan daai betrokke. So geregistreerde IP is geneig om bietjie duurder te wees om eienaarskap oor te dra as ongeregistreerde IP soos kopiereg. Ralf, net weer van 'n internasionale perspektief af. Hoe beskermd is 'n persoon wat byvoorbeeld sy intellektuele eiendom net in Suid-Afrika registreer en dalk nie
die wêreld oorweeg nie, en dan is dit belangrik om byvoorbeeld 'n internasionale tipe van registrasie te doen. As die uitgangspunt weer eens dat die teikenmark is Suid-Afrika en die produk is van so 'n aard dat dit baie uniek is tot die mark hierso en die kans is baie min dat dit gedupliseer sal word in 'n oorsese land want jy weet dit is nie die appetite is nie daar nie, die verbruikersmark is nie van so 'n aard nie. Dan kan mens seker kyk om uitsluit na dit in Suid-Afrika te registreer en te beskerm hierso. Daar is baie meriete om dit wel oorsee te beskerm ook. Ek dink 'n mens moet nooit regtig die deur toemaak dat jou intellektuele eiendom potensieel kan uitbrei oorsee en of van belang kan wees vir beleggers of van verbruikers nie. Dit is 'n baie kompeterende mark as jy kyk na al die tech sektor. So as jy wil toegang hê tot 'n sekere sektor, byvoorbeeld Europa is 'n goeie streek, baie ons wil daar gebaseer wees, dan is 'n entiteit en wat daar gebaseer is van belang, want afgesien van die belastings voordele het hulle nie goed soos valutabeheer nie. SA valutabeheer is baie streng. So weer eens om beleggers te lok, hulle wil so vinnig en so pynloos as moontlik hulle belegging onttrek na die tydperk wat hulle in is. So goed soos die beskerming van die IP, die kontrak aangaan word, die databeskerming, hoe vinnig kan die maatskappy skuil, die onttrekkingsproses van die winste en die aanvanklike belegging, al daai faktore weer eens is belangrik as die intensie wel is internasionaal om hierdie IP te verkoop of te lisensieer. Wat absoluut sin maak. Andrei, hoe gecompliseerd is dit om byvoorbeeld 'n aansoek in te dien van die begin tot die einde? Byvoorbeeld so jy doen dit eers Suid-Afrikaans gewys en dan gaan jy byvoorbeeld aan die buiteland ingaan. En hoe koste-effektief is dit? Want ek dink baie keer is daar mispersepsie van mense weet hulle moet hierdie goeders basies beskerm, maar hulle dink dit kos miljoene rande byvoorbeeld. Ja, in 'n Suid-Afrikaanse konteks om 'n handelsmerk in te dien is nie 'n komplekse proses nie. Daar's natuurlik 'n klomp advies wat in dit ingaan, maar die registrasieproses self is redelik eenvoudig. Patente is bietjie meer ingewikkeld want daar's 'n internasionale proses waardeur jy gaan om dit te doen en die koste daar kan redelik groot wees. Handelsmerke en patente in Suid-Afrika, dis duur vir 'n klein sakeonderneming, maar oor die algemeen vir die beskerming wat jy kry vir dit is dit nie so duur nie. As jy begin in die buiteland ingaan, is daar lande wat verskriklik duur is en dan moet daar 'n kommersiële opweging wees of dit die moeite werd is om daai regte daar te beskerm of nie. Ja. As jy byvoorbeeld 'n patent indien in Suid-Afrika, daar's 'n proses waardeur dit gaan met 'n internasionale element voordat jy die sneller hoef te trek op al die verskillende lande waar jy beskerming wil kry en die regtig groot koste moet aangaan waar jy in 20 of 30 verskillende lande moet registreer. Dit so 30 tot 31 maande kan jy daai proses uittrek. Die punt is, as jy daar kom, kan jy dan, hopelik het jy genoeg tyd gehad om 'n kommersiële ondersoek te doen, om te kyk waar daai regte die belangrikste gaan wees en waar die meeste kommersiële waarde gaan hê. Vir 'n maatskappy wat byvoorbeeld 'n goeie mynbou implement ontwikkel in Suid-Afrika, wat gemik is op goudmyne of op kopermyne, of wat ook al die geval is, hulle patente portefeulje gaan baie verskillend lyk van iemand wat byvoorbeeld in die agri-sektor is of iemand wat in die suiwer tech sektor is. Enige IP-reg is eintlik maar net 'n bate soos enige ander bate en jy moet besluit wat jy met hom gaan doen op die ou einde van die dag. So dit kan wees dat jy 'n patent het in een of ander Afrika land wat verskriklik baie werd is, want dit is spesifiek in 'n mynbou-industrie wat in daai land teiken, en daai selfde patent in Amerika kan niks werd wees nie, want ek dink nie regtig 'n punt daar nie. So as mens byvoorbeeld daarna kyk, Ralf, as ons net van daai antwoord af na jou kant toe gaan gooi, en ons kyk na waardebepaling, jy weet, van intellektuele eiendom. Is daar 'n basiese waardebepaling wat outomaties jou waarde van die maatskappy sal opstoot as jy byvoorbeeld lokale en internasionale registrasie oorweeg? Dit hang af van die tipe IP, dit wissel nogals heelwat. So IP is van goed baie vinnig kan groei in waarde ook, kan eendag 'n klein bedrag wees en afhanklik van die belangrikheid daarvan of die verbruiker of die belegger kan dit nogals groei ook vinnig, sien ons al in die tech sektor natuurlik. Daar's nie een enkele ding wat mense kan sê dit is die waarde van is net dit is waardevol net as gevolg van die so spesifieke industrie of die spesifieke tipe IP nie. Daar's verskeie goed wat inspel tot dit. As dit 'n bate is soos ander genoem het ook wat vir 'n spesifieke industrie is, dan is die waarde amper van die begindag af redelik groot. Daar baie keer met die groter IP-produkte is al groot ontwikkelingsspanne betrokke, daar's baie geld ter sprake daarvoor, daai ontwikkelingsproses kan oor 'n paar jaar wees. Dan sal daai IP vandag dag enig redelik baie waardevol is. Wanneer die teikenmark of die is omtrent reeds geïdentifiseer en dit gaan reeds verkoop word, die winste gaan reeds tipe van genereer word. Maar iets wat in 'n start-up is wat jy nie weet of dit syte gaan, kan dalk baie goed wees of kan basies gemors wees.
dan is dit natuurlik afhanklik van is al koper vir dit, is al verbruikers en dit kan soos gesê baie vinnig in waarde groei. Andre, net aan jou toe, net om af te sluit met hierdie segment. Hoe beskermd is 'n persoon wat byvoorbeeld nou nie intellektuele eiendom gaan registreer nie en jy kry jou buurman en hy sê ja, waarmee is jy besig en hy gaan doen die registrasie, maar hy doen glad nie die fisiese uitvoerbaarheid van kom ons sê die patent of dan nou die intellektuele eiendom nie. Hoe beskermd is die ou wat dan nou nie geregistreer het nie? In handelsmerke is daar 'n bietjie van 'n proses van as jy dit klaar gebruik het, dan begin jy regte opbou en dit oor tyd, so dit werk nie soos 'n domeinnaam waar die eerste ou wat gaan registreer kry die regte nie. Met patente is dit 'n bietjie moeiliker want patente het wat hulle noem 'n novelty threshold. Sodra dit gepubliseer is, kan niemand ooit meer 'n patent kry vir daai uitvinding nie. Ja. So tegnies as jou buurman hardloop en 'n patent gaan registreer op 'n uitvinding wat jy rondom die braaivleisvuur vir hom vertel het, gaan jy moeilikheid hê om hom terug te kry. Ja, so hy moet maar altyd maar daai risiko ook maar bestuur. Absoluut. Alright. Bly ons skakel, net hierna kyk ons hoe die regte IP-struktuur toekomstige beleggers kan lok. Vir baie entrepreneurs is die einddoel internasionale groei. Maar hoe berei jy jou besigheid daarvoor voor? Ja, Rolf, ek dink soos ons met jou begin. Ek bedoel, jurisdiksie is natuurlik baie belangrik. Maar van 'n Suid-Afrikaanse perspektief af, hoe belangrik is dit natuurlik, jy weet, en waar sou jy sê, jy weet, gaan 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur of die veiligste voel, jy weet nie net van ek is ver van my goed af nie, maar ook van 'n belastingperspektief af. Sekere jurisdiksies is net beter as ander. Hulle het 'n langer geskiedenis in terme van IP wetgewing en regulasies. Hulle val binne spesifieke 'n streek of soos Europa byvoorbeeld wat 'n baie lang geskiedenis het en dan baie geduidelike en baie die gedetailleerde wetgewing wat die posisie rondom IP beskerming, registrasie en verkoop en lisensiering dek. So weet sekere streek is maar net meer aantreklik as ander. Die belastingselement is ook baie belangrik want sekere lande hulle besef natuurlik die waarde van IP en hulle skep sekere belastingvoordele vir lande of maatskappye om die IP daar te registreer. En natuurlik ook wanneer hulle dit wil uitlisensieer, kyk hulle na die dubbelbelastingooreenkomste van daai land met die lande waar die IP verbruik gaan word of word uitgelisensieer gaan word. Tweede punt ook daar is die valutabeheer. Valutabeheer is 'n langdradige proses baie keer. Dit is nie altyd so aantreklik in vergelyking met ander lande wat dit nie het nie. Hulle het eers ander kapitaalbeheer stelsels in plek as ons stelsel. Nie dat die valutabeheer per se sleg is nie. Dis net as jy moet kyk na die internasionale mark en die kompetisie daar buite, is dit 'n negatief vir baie beleggers. Andre, daai woord red tape. Alright, so dan daai dokumentasie. Hoe belangrik is die korrekte dokumentasie van die begin af, jy weet, tot fisiese indiening? Daar's 'n indieningsproses, maar daar moet nog steeds 'n registrasie plaasvind. Wanneer begin my eintlike beskerming? Is dit vanaf indiening of is dit eers vanaf registrasie? Die registrasieproses kan lank vat. Dit hang af van wat se land. In Suid-Afrika byvoorbeeld 'n handelsmerk is, noem dit by 18 maande rond. Die patent, soos ek sê, hardloop deur 'n hele proses en potensieel is daai registrasie eers 31 maande na die indieningsdatum. Vir 'n handelsmerk raak dit belangrik selfs as dit 'n lang registrasieproses is want jou effektiewe regte word teruggedateer na daai datum toe. So as jy dan 'n aksie teen iemand wil hê, is dit van wanneer af jou regte bestaan. Okay, Ralf, as ons weer terug na jou toe, byvoorbeeld nou by Sovereign Trust. Wat doen Sovereign Trust nou vir 'n kliënt byvoorbeeld? Jy weet, as dit kom by die intellektuele spasie. So as hulle in ons toe kom, kyk ons na ons baie deeglike analise met die kliënt. Wat beoog julle? Wat wil julle bereik met julle IP-maatskappy? Is daar al reeds beleggers ter sprake? Is dit IP wat julle wil internasionaal kommersialiseer, vir kliënte basis opbou oor see? Daar's 'n hele opbouproses. So ons help vir kliënte praat eerder vroegtydig, want ek kan nog self heel wat kostes en tyd en moeite en frustrasie spaar. Ons weet min of meer, ons met natuurlik by 'n paar kliënte gewerk, so ons weet min of meer waarna kyk internasionale beleggers. Die due diligence proses is baie deeglik en hulle kyk na alles, absoluut alles, van die financial state, die audit, die dokumentasie, die persone wat betrokke was by die skep van die IP, was dit 'n werknemers of kontrakteurs. Dit raak baie vinnig baie kompleks as die regte prosedures nie gevolg is nie. So ons advies is maar net altyd voordat daar enige noemenswaardige besluite geneem word, kry maar die regte mense rondom jou en dan kry maar die regte advies. Andre, as jy gepraat van spanne, mense om jou. Ek bedoel, sien julle dit meer as algemeen, jy weet, 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat na die buiteland te beweeg en wat dink jy is die rede daarvoor? Ons vind dat verseker van die meer gevestigde maatskappye begin al meer en meer aktief na dit kyk as deel van hulle internasionale beplanning om 'n buitelandse entiteit op te sit, om die IP uit te skuif deur die SAAB-proses te gaan as dit moontlik is,
om daai IP in die land uit te kry en dan die internasionale maatskappy te gebruik as hulle springbord om verder te gaan in die res van die wêreld. En dis baie makliker om besigheid te doen van ander lande as Suid-Afrika, veral as dit 'n IP swaar maatskappy is. Ons vind dat die waardasie van maatskappye in die buiteland, as jy klaar deur hierdie proses gegaan het en die IP sit klaar buite Suid-Afrika, is heelwat hoër. Ongelukkig is daar nie vaste nommers nie, maar die nommers wat rondgeskop word is groot. Dit is tussen 20 en 30% hoër waardasie net op die feit dat die IP nie in Suid-Afrika sit nie. Of daai nommer reg is of nie, kan ek nie vir jou sê nie. Ek dink uit ons praktyk uit klink dit omtrent reg. So daar's regtig goeie redes vir kliënte om te kyk om daai struktuur aan mekaar te sit. Die belasting kan 'n goeie voordeel wees in sekere lande. Daar's 'n paar ander wat ook 'n rol kan speel, maar die grootste is vir my daai ease of doing business uit 'n ander land uit. Kom ons sluit af vir die segment. As ons kyk Ralf, wat is die mees praktiese foute wat die gewone verbruiker daar buite maak as dit kom by IP-registrasie van jou kant af en dan net 'n vraag daaroor weer daarna Andreu toe. Partykeer is hulle so kommersieel gefokus en ek verstaan net die posisie 100%, veral as jy 'n start-up is, jy wil net so vinnig as moontlik jou IP skep en jy wil dit jy wil verbruikers kry en jy wil jou beleggers kry en so voort, dat hulle papierwerk as ek net baie eenvoudig kan stel nie in orde is nie. So tipies van die goed wat ons sien as baie kommersieel gefokus en dit is goed en wel, maar daar's 'n paar basic steps wat hulle dan kyk moet in plek sit voordat hulle so hard fokus op kommersiële elemente. Andreu? Ek dink die grootste fout wat ons baie keer sien selfs met meer gevestigde maatskappye is, hulle sien baie keer IP-registrasies uit 'n defensive oogpunt uit. So ons gaan die mense stop om die goeders te gebruik. En die baie meer interessante deel van 'n IP-bate is wat jy kommersieel met hom kan doen in plaas van defensive. Ja. Dis 'n subtiele verskil daai, maar ek vind as mens met kliënte sit en praat en jy verduidelik vir hulle, jy weet dis alles goed en wel om die ouens te blok om in te kom en in jou mark in te kom, maar as jy begin om jou bates te gebruik in 'n internasionale lisensieringsstruktuur, daai tipe goeders, nommer 1, daar's geen plafon vir hoe groot daai kan groei nie, as jy eers die IP-bates het nie. En nommer 2, die inkomste wat jy daaruit kry is potensieel passief vir die leeftyd van die IP-bates. So as mens meer begin kyk na wat kan jy met jou bate doen, eerder as hoe kan jy mense keer om in jou mark in te kom, dan is daar baie groter motivering om te kyk na IP-registrasies. As jy met jou IP-prokureur gaan sit en gesels, dan kan jy bietjie van 'n strategie uitwerk, bietjie van 'n begroting uitwerk en 'n padkaart uitwerk vir hoe jy te werk gaan om jou bates te registreer. Die belangrikste ding dink ek, soos wat Ralf gesê het, is om net in 'n rigting af te hardloop sonder om 'n strategie of 'n plan te hê spesifiek op die IP-bates. Wat natuurlik sin maak. Maar baie dankie meneer. Ek dink die ouens daar buite weet ook nou 'n klein bietjie beter wat is IP. En natuurlik baie dankie. Ek weet ook 'n klein bietjie meer. So baie dankie vir julle tyd en dan sien ons julle weer volgende keer. Lekker om te wees. Baie dankie man. En baie dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle volgende keer op Wins of Verlies.